ouderdom van 80 jaar, 2 maande en 25 dae. Sy wou haar 80ste verjaarsdag so graag vier. Ons berus met ons hartseer en droefheid in die wil van die Here. Wat hy gedoen het is wel gedaan. Want niks, nie die lewe nie, ook nie die dood nie, kan enige een van ons skei van die liefde van God, wat daar vir ons is in Christus Jesus. Die bedroefde kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ons is dankbaar om vanmiddag hier by mekaar te mag wees, om deur die Here getroos te word, ook die van u wat ingeskakel is. Baie van ons wil graag hier wees en kan nie, maar ons is bly dat Here ook op hierdie manier hierdie samekoms kan deel. Kom ons word stil dan vir ons die seën van die Here. Ons hulp is in u naam, Here van die leerskare, u wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. En nou is dit ons gebed, dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik mag wees voor u, ons rots, ons verlosser. Amen. Ons vind baie troos in die sing van Psalms, Psalm 42, maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nagomgewing sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lofsing in die nag, want ek die Here verwag. My gebed sal opwaarts streef na die bronne van my lewe. Kom ons gaan staan saam, Psalm 42, vers 1 en 5, en daarna kan jy weer gaan sit. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, sal ons eers in gebed voor hom verskyn. Kom ons bid saam. Onse Vader, ook as die nag donker is, dan mag ons gebed opgaan na U, die bron van lewe. En dit doen ons nou, op hierdie oomblik. Ons is vol emosie, ons gedagtes deur baie draaie. Daar is soveel om te verwerk,
soveel om aan te dink, baie mooie herinneringe, ook baie verlange. En nou bid ons Here, terwyl al hierdie dinge met ons elkeen gebeur, dat U ons sal stil maak, en dat ons kan rus vind by U. Baie mense praat ons moed in, en dis goed, ons moet mekaar bemoedig. Maar ons besef dat mense woorde kort is, en mense woorde kan niks heel maak nie. Selfs al bedoel ons dit nie goed. U woord is lewend, is kragtig. U woord troos ons regtig. Maak dit nou stil in ons, maak ons ontvanklik. As die woord oopgaan, hoor ons die stem, en die stem is vol warmte en liefde. Seën die bediening daarvan, en seën die aanhoor daarvan, dat ons almal gerig en verkoop en versterk mag word. Om Christus wil bid ons dit uit genade. Amen. Vandag, 'n jaar gelede, plus 1 dag, was 14 Januarie 2025. Toe het ons vir Lottie begrawe, ons is man. Dis soos die dag van gister. En by daardie geleentheid het ons hier gelees uit Psalm 26. Nou is ons 'n dag en 'n jaar later, en hier is ons weer, om weer getroos te word. En die keer maak ons die Bybel oop by Psalm 27. Net soos Psalm 26 is Psalm 27 ook 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Bang wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word daar 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid. Wees my genadig, antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af en toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God, vir my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat. Maar die Here sal my aanneem. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk. Laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Vers 13 is weer afgedruk op die begrafnisbrief. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Geliefde familie, broeders en susters, as is verbrande hout. Dis mos 'n bekende gesegde. Help niks om te sê.
as nie. Want die water wat onder deur die brug is onderdeur en dit kom nooit terug nie. Wat gebeur het gebeur. Gedane sake het geen keer nie. Dit kan nie die oorloosie terugdraai nie. As is verbrande hout. En tog is ons mense nogal verneig om te dink in terme van as. As ons daarom daai tyd kon weet wat ons nou weet. As ons dalk vroeër geweet het van hierdie siekte. As ons weer kon probeer. As verbrande hout. Maak niks reg nie. En nou lees ons hier van as. Die keer is dit nie verbrande hout nie. As ek nie geglo het nie, het jy opgelet op die einde van die sin maak nie klaar nie. Daar's kolletjies. Die sin word bewustelik nie voltooi nie. Maar mens kan vir jouself goed dink wat die uiteinde van die sin moet wees. As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. So as dit nie geglo het, wat dan? Hoe sou lewe wees sonder geloof? Hoe moet lewe wees sonder God? Of sonder God se goedheid? Hoe sou jy opgevoed gewees het sonder die Here? Hoe sou so 'n opvoeding lyk? Ons gaan by die vraag stil staan, nie om deur mekaar gekrap te word nie om vraagtekens te plaas wat die Here uitroeptekens neersit nie. Dis nie die bedoeling nie. Inteendeel, hierdie woorde, as ek nie geglo het nie, moet julle troos en dra en versterk op die pad vorentoe. Psalm 27 is 'n gedig van Dawid. Dawid is bekend. Kende koning in Israel, magtige koning, man met invloed en sê, man wat die mooiste psalms geskryf het, mooiste musiek gemaak het. En hierdie spesifieke psalm begin met 'n geloofsbelijdenis, soos ons by die graf ons geloof bely het. Die Here is my lig en my heil. Daar's soveel donker in sy leefwêreld, ook in ons. Daar is soveel onheil en gevaar en dinge wat met hom besig is om te gebeur. En Dawid weet, ook al gebeur al die dinge, die Here is my anker. Want wie maak die donker weg uit die wêreld uit? Wie maak dat dit wat nou als op losse skroewe is weer vas word? Wie anders as die Here van die leerskare, van die miljoene engele. Dit was vir Dawid besonders om te kan bely onder alle omstandighede. Hy, die koning, het baie goed geweet van gevare. Gevare wat ons nie eers ken nie. Toe hy daarvoor die magtige reus Goliat gestaan het, toe sy eie skoonpa Saul sy lewe gesoek het, toe hy as koning dikwels op die voorpunt van die oorlog was, hy die dood in die oë gekyk. Toe hy later vir sy eie seun Absalom moes vlug na die staatsgreep in Jerusalem. As daar een man is wat kan praat oor gevaar, is dit sekerlik koning Dawid. En dan praat hy van hierdie gevare in Psalm 27. Hy sien die onheil en die ellende. Dan kom hy met die belydenis. Die Here is my lig en my heil. Hy sê dit met geloofsvertroue. Ek, Dawid, is in die grootste moeilikheid. Maar die Here is my krag. Die Gees van God vervul hom en hy bely sy geloof. My lig, sê Dawid. My heil, my verlossing. Baie persoonlik. En daarmee ontken hy nie dat die Here op die lig is vir baie ander mense nie. God is die beskermer van 'n skare, 'n menigte mense. Hy wat koning Dawid is, weet, die Here is my Here ook. Hy is deurbring van die wete dat hy kind van God mag wees. Hy is deur die Here op die naam geroep. Die Here het ook vir hom gesê, jy is myne. Hy leef in verbond met die Here, soos wat daar baie ander mense is, wat saam met die Here in 'n verbond leef. Hy het gemeenskap met God, baie persoonlik, baie intiem.
my God, my lig, my heil. En daarom hoef hy nie bang te wees nie. Omdat hy na die Here toe kan vlug, hoef hy vir niemand te skrik nie. Hy sien die kwaaddoeners, hulle kom. Die vyande is in menigte op hom. Die bose magte slaan laag op. Sy geestesoog sien daar toe die Here al daardie mense verslaan. Dit is net 'n kwessie van tyd. Nou as 'n mens net suiwer menslik luister na wat Dawid sê, dan kan jy dink dit is groot praterry. Of hy is naïef. Maar in die waarheid is dit die taal van die gelowige. Dit is die taal wat jy na gepraat het, uit genade. Geloof in die Here se goedheid. Die Here se genade sluit vrees vir allerlei dinge uit. Daardie geloof is 'n genadegawe, die Here skenk dit. Hy gee dit aan al sy uitverkore kinders. Ons mag geniet van daardie gawe. En juis op hierdie dag wat ons afskeid neem, mag ons in besonder van die genadegawe van die geloof geniet. Die Here is my lig en my heil. Die Here is die toevlug van my lewe. Hy het nie al die jare gegeld vir julle ma, julle ouma, julle grootouma, ons geliefde suster Maatjie nie. Sy het uit daardie geloof gelewe. Ons het dit gesien, ons het dit gehoor, ons het dit beleef. Sy het julle daarin opgevoed. Sy het met ander mense daaroor gepraat. Dit het haar staande gehou vir die donker en onheil wat op haar pad kom. En hierdie maande wat sy nou siek was, kon sy haar geloof bly bely, was dit nie wonderlik nie. Die donker was daar. Daar was tye gewees dat sy het gesê, nou weet ek nie meer nie. Dit was nie altyd maklik nie. Veral nie na Hennie se sterwe nie, en toe Molly se sterwe, julle pa se sterwe, was nie maklik nie. Maar sy het haar geloof bly bely. Dit is net genade, dit weet ons. Dit is nie Christine Oudee nie, dit is God in Christine Oudee. Maar dan kom ons terug by die vraag aan die einde van die psalm. As ek nie geglo het in die goedheid van God. Hier staan letterlik, as ek nie geamen het nie. Ons ken met die woord amen, dis waar en seker. As ek nie God se beloftes wat hy in sy woord maak, in vertroue kan beamen nie, as ek God self, die groot amen, die waaragtige, nie ken en lief het nie. Wat dan? Wat sou van koning Dawid geword het? Wat sou van julle ma geword het? Wat sal van ons word? As die Here nie my lig en my heil is nie, as ek nie na hom toe kan gaan as my enigste toevlug nie, hoe oorleef mense hierdie deur mekaar wêreld? Ongeloof is skrikwekkend. En ons hoor die krag van die ongeloof, die spotters wat spot en wat minagting praat oor gelowiges. Ons lees dit in die Korante en ons loop partykeer te hulle vas. Die feit is, die gawe van die geloof nie het nie, en nie uit daardie geloof lewe nie, leef eintlik in vrees. En as jy begin bang word, dan begin jy allerhande goed vir ander mense sê. Van daardie vrees sien ons heel wat in ons wêreld. Vreesbevange mense dryf mense tot paniek. Onsekerheid dat mense vreemde dinge doen. Veral as iemand vir wie jy lief is doodgaan. Wat moet 'n ongelowige doen met dood? Daarteenoor die heerlike rus in die Here. Daar leef die krag van die geloof. En dan moet mens by sê, hy het hard gewerk aan daardie geloof. Dis nie net 'n ding van God het dit vir hom gegee en nou is dit daar nie. Hy sê in vers 4, een ding het ek van die Here begeer, ek sal soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Ek wil by die Here wees in sy huis.
amper soos 'n refrein in die psalms. Ons gaan net op Psalm 84 sing. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Psalm 23, ek sal in die huis van die Here bly en lengte van dae. Dawid het 'n pragtige paleis gehad, hy was 'n koning. Waar wil hy regtig wees? In sy paleis? Nee, hy wil in die huis van die Here wees. Hoekom? Om die lieflikheid van die Here te aanskou, om voortdurend ondersoek te doen aan die wil van die Here, om te praat oor die Here, te praat met die Here, te sing vir die Here, te offer, te bid. Die huis van die Here is die vaste punt in Dawid se lewe. Hy was daarvan bewus. Hy was bewus daarvan dat hy ook maar net tot by die deur van die tempel kon kom. Hy kon nie eers ingaan nie, net die priesters mag ingaan. Punt is, as die huis van die Here nie daar was nie, wat sou van Dawid word? Hoe sou sy geloof gegroei het? En dit was ook opvallend vir julle maar. Plekkie was daar ergens. En dit sal daar bly. Hierdie huis was deel van haar lewe. Hoe deel is van ons lewe. Maar nou kom ons heel by die einde van die psalm. Van U sê my hart, soek my aangesig. Soek my aangesig, ek soek die aangesig, bely hy. Vreemde manier van praat, asof hy vir homself preek. Hy spoor homself aan, hy roep homself op, soek die Here. Moenie gaan oplossing soek op allerlei plekke nie, soek hom daar waar hy te vind is. Ek soek die aangesig, Here. Hy het die aangesig van die Here so nodig gehad. En nou kom al die punte van die psalm by mekaar. Waar anders vind die mens die Here, is in sy woord, die Bybel. En waar word die Bybel verkondig? Waar word dit gepreek en vertel vir kinders in die kerk? Ons moet die Here soek waar hy te vind is. By die huis, in die kerk, oral waar hy gaan. Vandag is die tabernakel, die tempel nie meer in Jerusalem nie. Ons geloof word gevoed deur Christus. Kerk is sy liggaam. Kerk wees is gerug geloofsstorie. Hier soek ons die wil van die Here. Hier vind ons wat ons soek. Dis goed dat ons hier kan wees om getroost te word. Waar behoort die mens die lieflikheid van die Here beter te kan sien as juis hier, as in die medegelowiges. Dawid het begeer, wil in die huis van die Here woon. Dit was Christine se begeerte. Kerk was deel van haar lewe. Dis reeds gesê. En nou die heel laaste gedagte. As ek nie geglo dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Skielik praat Dawid in die toekoms. Hy glo in iets wat hy sal sien. Dit is typies van geloof. Geloof gaan ons oor die onsigbare. En die onsigbare waarin Dawid glo is die goedheid van die Here in die land van die lewendes. Nou, ons is op die oomblik in die land van die lewendes. Ons lewe, ons al asem, ons praat met mekaar. Maar dit gaan nog meer as die huidige lewe. Wat doen die Gees van God met Dawid? Hy vestig sy aandag op iets wat groter is wat kom, waaroor ons by die graf gelees het. Op die huis van die Vader met die baie wonings. Daar waarvan die Openbaring praat, die nuwe hemel, die nuwe aarde wat perfek gaan wees. Geen droefheid, geen trane, geen kanker, geen hartseer, geen verskeurdheid, geen afskeid neem. Lewe saam met God. Dit sal kom. Dit is nie wonderlik. En dit is nie onbereikbaar ver nie. Miskien voel dit partykeer ver. Maar om te dink, jy het maat in 'n oogwink daarin gegaan. Jy het nog by haar gesit en hand vasgehou. En sy is opgeneem in heerlikheid. As 'n mens in Christus lewe, mag jy in Christus sterwe. En dan mag jy by God wees in die goedheid van die Here. Nou vra ons vir die laaste maal,
as 'n mens dit nie glo. As jy die goedheid van die Here nie sal sien in die land van die lewendes nie. Wat dan? Wat bly oor op hierdie aarde? Dan leef mens net vir die hier en die nou. Wat sin het dit? Geliefdes, mag die Here God deur sy kragtige Gees se werking met julle almal wees. Vader en moeder het julle nie meer nie. Oupa en ouma ook nie. Hulle is albei oorlede. Nou is julle die vaders en die moeders, en selfs van daardie vaders lewe nie meer nie. Mense kom, mense gaan, maar die Here sal ons aanneem. Die Here is ons lig en ons heil. Altyd. Mag dit julle troos wees. Amen. Onze Vader, ons dank U dat ons U woord mag hoor op hierdie dag, helder en duidelik. U praat nie met ons in terme wat ons nie kan verstaan nie, ons verstaan presies. Ons dank U Here vir U genadige werking in ons lewe. So het U gewerk in Christine se lewe, kragtig, sterk. Sy was 'n mens met gebreke soos ons almal, in sonde ontvang en gebore, maar tog verlos. Sy is U eiendom. So het sy haar kinders groot gemaak, so het sy gelewe tot heel op die einde, selfs in haar swaar siekte, kon ons bly sien hoe kragtig U in haar lewe gewerk het. Nou het U haar weggeneem uit ons midde. Sy is verlos van hierdie aarde met sy pyne. Sy het verlang om heen te gaan. Dit was vir haar swaar om afskeid te neem. Dit is vir ons swaar, vir ons wat agterbly. Ons moet saamleef met 'n leë plek. Die lewe gaan nooit weer heeltemal dieselfde wees. En daarmee bid ons dat U woord ons sal dra op elke tree vir hierdie pad vorentoe. Wil U besonder met Elsa Marie wees, wat haar na die afgelope tyd so liefdevol en voltyds opgepas het. Babsie saam met haar. Dit was groot geleentheid om naby mekaar te kon wees. Bemoedig en versterk hulle. En hulle geliefdes, veral hulle kinders en die kleinkinders. Die een geslag kom, en die ander geslag gaan. Die ouers maak plek vir die kinders, en die kinders maak weer plek vir volgende kinders. Maar uiteindelik mag ons weet, dit is nie 'n eindelose stroom nie. Want die weg na die ewige heerlikheid is om Christus wil 'n weg van lewe. En die huis van die Vader met die baie wonings word al voller en voller. Dankie dat ons dit mag weet. Dankie dat U ons lig is, ons heil, ons verlossing. U is dit wat ons bemoedig en versterk, ook van hier af vorentoe. Gee ons genade om die geloof te volhard en nie af te wyk nie. Dit is verskriklik om nie te kan glo nie. Bewaar ons in die liefde, in ons stryd in die sonde. Laat ons moed skep en moed hou. Laat ons mekaar vashou naby U. Om Christus wil bid ons dit. Uit genade alleen. Amen. Hoe lieflik is die woningsheerder weerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange, dan hoor mens weer die verlange, om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees oor God en luid, dat U wat leef verlang uit. Kom sing nou, staan op Psalm 84 vers 1 en 2, dan bly U staan, sal ons bid vir die seën van die Here en daarna kan weer gaan sit. Amen.
en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. Ons gaan nou eers vir Johan geleentheid gee om enkele woorde te spreek en direk daarna vir Elsa Marie. Jy moet ons nie maar hier op staan sodat ook hulle inskakel kan saamwerk. My liewe sussie, ek wil vandag spesiaal vir jou dankie sê. Nie net met woorde, maar met jou hele hart. Dankie dat jy daar was vir mamma, toe ek moes werk. Dankie dat jy haar versorg het met soveel liefde, geduld en opoffering. Dit is nie maklik om vir iemand te sorg wat siek is nie. Dit vra tyd, energie, emosionele krag en eintlik ook jou hele hart. Jy het alles gegee, sonder om te kla. Met mama se hand vasgehou, haar gerusgestel, haar gesorg, net soos 'n ware engel dit kan doen. Ek is so dankbaar vir jou. Jy het iets gedoen wat ek nooit sal kon terugbetaal, maar wat ek altyd sal onthou. Jy het nie net vir mamma gehelp nie. Jy het ook vir my vrede in my hart gegee, want ek het geweet, sy is in veilige, liefdevolle hande. Dankie vir jou opoffering, jou liefde, jou sagtheid en jou onbaatsigtigheid. Ek is trots om jou my sussie te noem. Maar God jou ryklik seën vir alles wat jy gedoen het en nog doen. En al my liefde en waardering. Lapsie. Eerstens wil ek ons Hemelse Vader bedank, dat hy ons mamma vir ons gegee het vir 80 jaar. Sy was die grond met ons familie en ons almal by mekaar gehou het, met haar liefde. Dankie dan ook aan Jesus, dat mamma geweet het van haar tyd, dat haar tydjie is min. Dat ek vir ons baie kosbare geleenthede gegee om behoorlik van haar afskeid te neem, en maak dit nou die seer in die minder nie. Dankie aan elkeen wat vandag hier is, julle liefde en omgee beteken vir ons ongelooflik baie. Dit maak my en baptiese harte bly om te sien hoeveel lewens mama aangeraak het. Baie dankie om Lindies Gerard vir die diens vandag wat u nie gelei het. Soos ek die afgelope 6 maande wat ek by mama geblei het, is Lindies se woorde en dit was vandag ook vir ons altyd so troosvol. Dankie ook vir Lindies se gereelde besoeke. Saam lag, saam huil, saam kuier. Dit was altyd vir mamma 'n groot hoogtepunt as oorlede. Dankie ook vir die hulp met die begrafnisdiens. Dankie dan ook aan Tannie Ems en haar span vir die heerlike eetgoed en vir al Tannie Saul. Ek verstaan nou presies hoekom mamma vir my gesê het, moenie bekommer nie, vra net vir Tannie Ems, sy sal jou mooi maak. Dankie ook aan Esther, ons koester, vir jou hulp en dat ek net kon bel en jy alles dadelik gereël en in plek gesit het. Dankie ook aan ons klankman wat die diens uitsaai, sodat die mense wat ver is, ook deel kan hê aan mama se troostboodskap.
Mama was reg. Julle is regtig waarvatters in hierdie gemeente. Dankie ook vir Dominee Stevie, vir Dominee gereelde besoeke aan mama. Dan kom ons, dankie vir al die dokters en die susters en die verpleegpersoneel by Marypoorter, die onkologie afdeling by Life Groenhoek, veral vir dokter van die Vyver, dokter Wiek en suster Elkina. Dankie aan Groenhoek begrafnisdienste vir julle tyddiens en ondersteuning. Dan wil ons ook baie dankie sê aan almal by Ver Genoeg. Van die bestuur tot die skoonmakers, kombuispersoneel en inwoners. In die tyd wat ek daar by mama gebly het ek gesien met hoeveel liefde julle mama hanteer die dag met daarbye. Ek kon sien hoe sy so gelukkig was om daar te bly. Dankie aan mama, ook vir jou gereelde besoeke. Dankie ook aan die bestuur wat toegelaat het dat ek by mama kon bly en dat sy nie hoef in die versorging te gaan. Dankie aan die Tina en Annie. Mama het net gesê, julle asseblief julle ook bedank. Julle weet wat julle vir mama beteken het. Tannie Jess, Tannie Dawn, Tannie Martie en Marissa. Baie dankie vir al julle inspring by mama, sodat ek kan uitgaan. Dankie ook dat julle vir ons bindels aan die apteek toe. En vir al die hulp met my wasgoed. En aan al mama's en maatjies, dit is net te veel om op te noem, wat so gereeld na te kom het en wat ek in hulle sê. Baie, baie dankie. Elke tyd het vir haar so baie beteken. Dankie ook aan die kleinkinders vir julle gereelde besoeke. Ouma was baie lief vir julle en het elke boodskap en julle oproepe die julle tye gewaardeer. Dankie ook aan Suster Marihaan en Dr. Venter van die palliatiewe sorg. Julle het my ongelooflik gehelp om mama die beste moontlike sorg te gee. Maak nie saak wat mama hanteer en hoeveel seer en of angs sy gehad het nie. As ek bel, het julle dadelik gehelp. Nog voor ek aflei, was die voorskrif reeds by die apteek gereed. Mama het nooit nodig gehad om in enige pyn of ongemak te wees nie. Julle was werklik my regterhand. En laastens, maar nie die minste, Johan en Babs. Baie dankie Johan, dat jy verpas. Ek geleer het vir die week van mama's laaste lewens. Babs, baie dankie dat jy my gemaak het dat ek nie meer sterk genoeg was om na mama te doen. Dit was die bedanking van die familie. Ons het gesien tydens Christine se siekte dat sy dinge beplant gedoen het. Sy het 'n baie beslisste wil gehad rondom die lied wat ons moes sing by die graf, die oorwinningslied. Maar sy het ook 'n baie beslisste wil gehad oor dinge wat hier gesê word in die kerk. En dit is weer afgedruk, die dankie in die begrafnisbrief op 'n spesiale kaartjie. En as in die geval ek dit in julle voorhou. Julle moet die stem van Christine hier hoor. Baie dankie aan ons liewe God dat hy sy seun vir ons gestuur het en vir ons sondes aan die kruis te sterf. Baie dankie aan my dierbare dogters Elsa Marie en Babsie vir al julle liefde en julle omgee. Dankie vir elke traan, saam lag en moed inpraat. Julle kinders om op trots te wees. Baie dankie aan my kleinkinders en agterkleinkinders vir al julle liefde en omgee. Dankie ook aan my sus, daar ver in Nieu-Seeland. Dankie vir al die bederf
toe ek by jou gekuier het, dit was fantasties. Dan aan al my maatjies, te veel om te doen, elkeen van julle, dankie vir al julle liefde, saam lag, saam kuier, saam higel. Julle het my lewe sinvol gemaak, julle het vir my baie beteken. Elkeen weet hoe spesiaal julle vir my was. Ek gaan nie name noem nie. Met al my liefde, mamma, ouma grootjie. Mike. Hiermee is ons verrigting in die kerk afgehandel. Jy is allemaal hartelijk welkom om te kom versies geniet. Dis hier die ons storie en jy kan rustig daarom weer afdag saam kuier. Die badkamer geniet is aan die noorde kant van die gebouw, as jy daar gebruik word.